Is dit tyd vir jou sport hoogtepunte hier by Goeiemôre, Good Morning saam met niemand anders nie as ons goeie vriend en die man wat die sport so bymekaar maak en ken, Arnold Geert. Jy hoop. Ja. Môre. Ek weet net, ons wag nou nog vir die biltong en goeie so. Nee, Hy hoef daar nog nie 'n rooi kaart te kry. Ons kan hom maar nou 'n geel kaart gee. Nee, ag, sul hom los mekaar. Dit gaan erg genoeg met die leeu's. Los net die kaart uit. Los dit net uit. Dit gaan wonderlik met dis my die mooiste ding, Eldridge Podgider. Yeah, man, Dis so hom noem op die PGA Tour. Hy het nou vanoggend ons tyd na 5 uitspeltappuitjies die Rocket Classic in Detroit in Michigan gewen en die jongste Suid-Afrikaner ooit wat op die toer wen wat absoluut briljant is. Kyk, hy was 5 keer alreeds vanjaar voor en elke keer was daar hierdie foltering van nie deurkom nie, maar hierdie keer het hy dit gedoen. So ek is baie dankbaar daarvoor. Hy het uiteindelik 69 geskiet, 22 onder syfer, maar 5 lang uitspeltydjies. Ek wil nou net vra, dit seker nie maklik gekom nie. Nee, maar hy het 'n lieflike set op die 15de ingeslaan om toe uiteindelik te wen. So ek is eerlikwaar trots in die seun wat 'n voormalige Britse amateur ope kampioen is. Daar gaan groot dinge vir hom kom. Hy slaan die bal net so te loop. Sy gemiddeld is 326 tree. Op die PGA Tour, die langste op toer op die oomblik. So as hy kort eisters begin regkry, as hy uiteindelik daai tegniek regkry, gaan hy baie moeilik gestop word. Klink amper soos my putting game, Pieter. So lekker. So nogal lekker is om rond te saam met die man te stap. It's going to be rocket. Ja, rocket man. Rocket. So, well done, Aldrich Podgider. Ja, dis my baie mooi, regtig. En dan gister se tweede dag van die eerste toets tussen Zimbabwe en die Proteas. Shaun Williams het 'n 100-tal geslaan, sy 6ste in toetse, maar dit was Wiaan Mulder wat Suid-Afrika in die eerste toets gehou het met 'n 4 paaltjie oes en 'n belangrike lopies aan die einde van die tweede dag tussen Zimbabwe en Suid-Afrika, dis in Bulawayo gister. Teen die einde het Suid-Afrika 49-1 in hul tweede beurt gehad by uitskeidtyd. 'n Algehele voorsprong van 216. Inteendeel, ek sê uitskeidtyd, eintlik het swak lig die spel met 7 balbeurte kort geknip. So dis eintlik jammer dat dit gebeur het, maar dit lyk goed vir Suid-Afrika op hierdie stadium en hulle het 'n behoorlike voorsprong, 216 op die tweede beurt op hierdie stadium, maar ek dink ons bowlers is vir die manne een te veel. As dit nie was vir Williams se 100-tal nie, dan weet ek nou regtig nie waar hulle sou gewees het nie. Een goeie wedstryd het nou weer die bordjies begin verhang, net klink dit of voel dit vir my dat hulle 'n bietjie meer positief begin speel. Presies dit, Pieter. Ek het 'n onderhoud gesien van Wiaan Mulder waarin hy sê ewe skielik het die ouens se geloof in hulle self verander. En dis net, jy weet hoe dit gaan. Ja. Ek is seker dis so as jy groot deals doen. En ewe skielik begin jy dink, ja, maar ek kan hierdie doen. Ek is met nou op die regte plek om die regte dinge te doen. En jy world champ is jy world champ. Ja, verseker. Nee, verseker. As jy daai wat saam sterkie het dan net jy. Wat dit is, jy's 'n ander karakter. Gee 'n ander confidence. Ja. Presies. En dan natuurlik so gepraat van world champ Lando Norris het gister die Oostenrykse Grand Prix net voor Oscar Piastri in 'n dominante McLaren 1-2 by die Red Bull ring gewen. En glo dit of nie, dis hulle eerste sukses daar sedert David Coulthard 2001 terug, al daai jare. Dit wys jou net. Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton 'n derde en vierde geëindig, terwyl Norris die gaping op Piastri in die jaarskampioenskap tot 15 punte verminder het. En dis nogal interessant want hier kom die punte. So Piastri 216, Norris 201, so vir daai 15 punte en ek dink dis neusie verby vir Max Verstappen. Hy is op 155 punte en op hierdie stadium het hy uitgesak na 'n botsing met Kimi Antonelli se Mercedes. So ek dink is moeilikheid in die Red Bull kamp. Hulle het dalk 'n piek bereik. Is dit nie, dink jy nie, soos spelers, 'n rugby speler of so het 'n piek en dan skielik begin die dinge net nou bietjie. Ek dink met Formule 1 is dit baie moeilik om te sê, maar dit wil voorkom asof die motor hulle terughou en asof daar probleme is met die ontwerp en dies meer. Terwyl McLaren dit heel duidelik reggekry het hierdie jaar en dit het verlede jare al gekom. En mens wonder altyd hoekom Peter jy met iets wat werk. Ja. Maar ek dink jy sien dit in baie plekke. Tiger Woods het dit gedoen met sy swaai terwyl hy die beste in die wêreld was. Selfde ding en dan ewe skielik dan haak goeters uit en dan werk dit nie meer lekker nie. Dan is dit baie moeilik om agter te kom wat sit agter die kap van die buik. Maar eintlik is dit ook weer nou 'n lekker nuwe opwinding wat kom na die sport, jy weet, by Formule 1 dan maak 'n bietjie meer competitive ook, nee. Baie. En ek dink die ander ding is mense het vir so lank daarvoor gevra en nou gebeur dit. Maar nou is daar dominansie van McLaren. So dit sal beter wees as daar 2 of 3 ander spanne is wat ook 'n kans het om te wen. Ek dink ons almal sou dit graag wil hê. Terselfdertyd as jy so dominant is,
dan dink ek ons is terug by die prinsip van wat ons gepraat het oor cricket. Hoe meer dominant jy is, hoe meer dominant is jy. Nie waar? Seker, ja. Dis een van daai self-fulfilling prophecies en dis nogal 'n interessante scenario. En dan laastens, ek moet sê ek is bitter jammer vir Springbok slot John Klein, want hy is uitgesluit van die groep wat nou gister na Johannesburg toe gereis het vir die openingswedstryd van die Castle Lager reeks teen Italië. Dis nou hierdie week beloftes en dan gaan ons terug Nelson Mandela Bay toe vir die tweede ene en dan soos Jan Snyman in die ou dae sou gesê het, Georgië, Georgia, in die Mbombela Stadion in Nelspruit. Ja, nee. Dis op Saterdag 19 Julie, maar ek voel jammer vir Klein, want hy het so 'n goeie wedstryd gehad. Ek moet sê, ek het net nou prentjies gekry wat iemand vir my gestuur het, uit die paviljoen uit in die Kaap, toe die Bomb Squad opgekom het. Ja, dat was special, Die né? heerlikheid tog, dis dan wonderlik hè. Is eerlikwaar fantasties. Ek kyk net na die dinge wat gebeur in die Bokkamp. En 'n pel van my stuur vir my Saterdag op 'n stadium tydens die toetse boodskap en sê ene rassie is slim. Ja. Maar dis nie net met groot respek en ek dink Rassie sal dit self sê. Dis nie net Rassie nie. Rassie was slim genoeg om homself te omring met 'n ongelooflike lot kennis wat inpraat in hierdie ding en hoe meer dit gebeur, selfde ding, ons is terug by dieselfde tema, hoe meer dit gebeur, hoe meer gebeur dit, nie waar nie. En ek dink weer eens sekerlik is dit dieselfde in besigheid en in musiek. Ja. As dinge begin gebeur, dan is jy op hierdie die Engelse term is mooi, you're on a roll. You're on a roll en daar gaan hy en hoe meer die ding rol, hoe meer rol hy. Dis pragtig. Ek dink ons is regtig waar weer eens in 'n dominante plek. Jy weet in SA rugby teenoor die wêreld. Ons het nou daaroor gepraat, waar ons 'n ekstraordinêre tipe van brand geword het. Jy weet en ek love it. Baie mooi. En ek dink die brand word meer en meer 'n brand. Daar is nie jy kan hom sê kenmerk of hoe dit ook al sê, maar die Engelse woord is mooi daarvoor. Dat dit self begin gebeur in momentum vat op sy eie. Ja. En dan word hy groter as enigiets anders. En ek dink dis juis wat Rassie aan die spelers probeer verkoop het is onthou in die eerste Chasing the Sun het hy vir Sia gesê, it's not about Sia, it's not about the team, it's about South Africa. Ja. En dis wat die verskil begin maak het. En hier is daai brand nou wat totaal dinge oorgeneem het. En dit begin in die span wat hulle daai samehorigheid het, maar ook met al die mense wat nou saam met hulle werk rondom bemarking en natuurlik die fans. begin hy ongelooflik. Ek dink ons fanbase is soveel meer as wat dit byvoorbeeld 4-5 jaar terug was wêreldwyd. Verseker. Dis absoluut 'n goeie ding vir Suid-Afrika. Sonder enige twyfel. Lekker sportweek wat voor lê natuurlik ook wat die week aanbetref en die naweek aanbetref. Dankie Annie en onthou jy kan saam met ons kuier as jy ook by ons wil adverteer. Is baie maklik, stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Net hierna gesels ons met Willem Engelbrecht oor sy organisasie Be That Guy. So be that one, be that person om nie weg te gaan nie, kuier saam met ons. Net hier op Goeiemôre, good morning.